Hallo almal en welkom. Vandag duik ons kop eerste in die wonderlike wêreld van elektriese tegnologie. En ons begin by die heel belangrikste deel, jou gereedskap. Kyk, voor ons enige iets kan bou of regmaak of selfs toets, moet ons eers die gereedskap ken wat dit alles moontlik maak. So kom ons eerste stop is die werkskapel. Die werkswinkel, dis waar die touwerkuns gebeur. Dis waar jou idees lewe kry. Maar Ness is 'n superheld. Met hierdie groot krag kom groot verantwoordelikheid. En in ons wêreld beteken dit een ding: veiligheid kom altyd eerste. So, voor ons eers droom daaraan om 'n stuk gereedskap op te tel, is daar 'n paar goue reëls. Hierdie reëls is nie onderhandelbaar nie. Hulle hou ons veilig en hulle sorg dat ons gereedskap in topkondisie bly. Hierdie 3 stappe is super eenvoudig, maar so belangrik. Nommer 1. Maak jou goed skoon na jy dit gebruik het. Stof en grys is resepte vir 'n ongeluk. 2. Kyk altyd vinnig of alles nog reg lyk voor jy begin. Soek vir enige krakies, veral op die handvatsels. En 3. Bære dit reg. Moet nooit ooit gereedskap op die rand van 'n bank los nie. Dis 'n gewoonte wat jou soos 'n prol laat lyk en almal veilig hou. En hier is seker die belangrikste reël van almal. As jy iets optel en dit voel nie reg nie, of jy sien 'n kraak, wat doen jy? Jy sit dit dadelik neer. Jy gebruik dit nie. En jy gaan sê dadelik vir jou onderwyser: 'n onveilige stuk gereedskap is 'n gevaarlike stuk gereedskap. Goed, nou dat ons die veiligheidsreëls ken, kan die pret begin. Kom ons ontmoet ons eerste familie van gereedskap. Jy gaan hierdie ouens baie goed leer ken. Dis natuurlik die skroewedraaiers. So, wat doen 'n skroewedraaier? Wel, sy werk klink dalk eenvoudig, maar dis absoluut krities. Dit draai daai klein goedjies, die skroewe, wat al die belangrike elektriese parte bymekaar hou. Nou, in die skroewedraaierwêreld is daar 2 hoofspelers. Aan die een kant het ons die platkop of slotted. Hy het 'n enkele plat lem. Aan die ander kant is die Phillips of die sterretjie. Hy het 'n kruisvormige punt. En hier is die geheim: jy moet die regte skroewedraaier vir die regte skroef gebruik. Anders gaan jy die skroefkop of selfs jou skroewedraaier beskadig. Terwyl ons nou oor skroewedraaiers gesels, het jy al ooit gewonder hoekom die handvatsels van die wat ons in elektriese werk gebruik, van plastiek of rubber gemaak is? Dit is nie net om mooi te lyk of lekker vas te hou nie, nee, dis 'n baie belangrike veiligheidsaspek. Hier is die antwoord. Dit is om jou te beskerm teen 'n elektriese skok. Daai handvatsel is 'n isolator. Wat beteken dit? Wel, dit keer dat elektrisiteit deur die metaalskag na jou hand toe vloei. Dis basies soos 'n superheldkappie wat die gevaarlike stroom stop voor dit jou kan seermaak. Goed, kom ons beweeg aan na die volgende groot familie in ons gereedskapkis. Hierdie is die grypers, die buigers en die snyers van die werksplaas. Ek praat natuurlik van die tange. Daar's 'n hele paar, maar kom ons fokus op die groot 3. Eerstens, die kombinasietang. Dink aan hom as die allrounder. Hy kan gryp, hy kan draai en hy kan sny. Dan het ons die spesialis, die lang neusstang. Sy skraal neus is perfek om in daai klein, moeilike plekkies in te kom. En laastens, die snytang of sidecutters. Sy enigste werk om draad skoon en netjies te sny. Moet asseblief nooit probeer om 'n muur met hom te gryp. Jy weet mos wat hulle sê: meet 2 keer, sny 1 keer. Wel, goeie werk begin altyd met goeie beplanning. En om te beplan, het ons die regte gereedskap nodig om te meet en te merk. So, wat is in hierdie groep? Eerstens, die draadstroper, 'n baie belangrike stukkie gereedskap wat daai plastiekisolasie van 'n draad afhaal sonder om die koperdraad binne-in te beskadig. Dan natuurlik ons vriende die staalreël en die meetband. Hulle verseker dat alles presies is. En laastens, die skrifnaald en senterpons. Hierdie help jou om 'n presiese merkie te maak op jou materiaal voor jy begin sny of boor. Geen raaiwerk hier nie. Sjoe, dit was heelwat inligting. So jy het nou geleer van die reëls en jy het 'n paar van die basiese gereedskap ontmoet. Is jy reg om te bou? Kom ons kyk gou of alles vasgesteek het met 'n vinnige toetsie. Goed, eerste vraag. Watter gereedskap sal jy gebruik vir 'n skroef met 'n kruisvormige gloof? Dink mooi. As jy gesê het 'n Phillips of 'n ster skroewedraaier, is jy 100% korrek. Juis, daai kruisvorm help dat die skroewedraaier nie so maklik gly nie. Mooi so. Volgende een. Stel jouself voor, jy moet 'n klein draadjie in 'n baie nou spasie gryp.
Watter tang gaan jy uit jou gereedskapkis haal? Die lang neustang, absoluut. Sy lang maar neus is spesifiek ontwerp vir daai fyn presiese werkies, uitstekend. Goed, laaste vraag. En hierdie is die belangrikste een van die hele les. So, luister mooi. Wat is die heel eerste ding wat jy doen as jy 'n stuk gereedskap optel en jy sien die handvatsel is gekraak? Die antwoord is 3 dinge. 1. Jy stop. 2. Jy sit dit dadelik neer, moenie dit gebruik nie. En 3. Jy rapporteer dit onmiddellik aan jou onderwyser. Altyd. Jou veiligheid is belangriker as enige taak. Wel, daar het jy dit. Jy ken nou die goue reëls van veiligheid en jy het jou eerste gereedskap ontmoet. So, die groot vraag is, nou dat jy die basiese beginsels ken, wat gaan jy eers bou? Die moontlikhede is eindeloos.